moes Moses ergens groot geword het en opgegroei het en gesê, Here, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier, Here? Hoekom ek? Almal wat om my ouderdom is dood. Here, hoekom ek? En hoekom is ek hierso? Here, in Egipte, ek is 'n Jood, Here, maar ek is in Egipte vir 40 jaar in 'n huis waar ek nie eintlik behoort nie, waar ek eintlik maar die agter op die wa is. Hoe sê hulle, ek suig die agterspeen. Ek weet nie of ek dit mag sê, maar anyway. maar toe gebeur daar weer iets in Moses se lewe, en Moses is woestyn toe. En hy sê in 'n woestyn, dorre plek, kyk na skape, hy werk in 'n woestyn, en Moses wonder, Here, is daar nie meer nie? Is daar nie iets groters nie? En toe kom 'n dag, weer 40 jaar later, waar Moses draai en hy kyk, en hy sien in 'n brandende bos, en 'n oomblik kom waar die Here hom roep in iets in 'n missie in. En as ek na my eie lewe kyk, dan sien ek amper dieselfde prentjie. Ek was skool toe, en na skool is ek in besigheid, en ek was 14 jaar in besigheid gewees. En Here, hoekom in besigheid? Hoekom het ek nie toe al in voltydse bediening gaan? Here, hoekom besigheid? Hoekom is ek in besigheid wees? Maar die Here het 'n plan gehad. En toe, in 2012, verkoop ek my besigheid, en ek gaan 'n bediening in, en ek is betrokke in 'n kerk, en ek nog steeds besigheid, en ek leer, en ek stap saam met ouens, en ek om my, en Here, dit is omtrent 14 jaar, stap saam met hulle, en ek wil vir jou sê, daar's 'n oomblik waar die Here vir ons sê, right, nou roep ek jou vir iets groters. En ek wil vir jou sê, mense, die Here het 'n plan met Hebron. Ek is so opgewonde met, ek meen, ons het nie eens tyd om te praat oor dit wat in my leef nie, en die opgewondenheid wat in my is, en dit wat ek sien, wat die Here besig is om te doen, en hoe hy Hebron, hoe hy mense gaan gebruik, en iets gaan doen. Ek is opgewonde oor wat kom, en ek is opgewonde oor wat die Here gaan doen, en ons sal hierdie goedjies nog met julle deel, maar ek is opgewonde. Die Here is besig om ons op 'n mission te vat. En ek wil vir jou sê, die Here het 'n missie vir elkeen van ons. Kom ons gesels daaroor. Hou jou vat daar na Genesis 2 vers 15. As jy Bybel het, kan jy oopmaak daar by Genesis 2 vers 15, vir jou net 'n kansie gee. En ek wil met jou praat oor God roep jou vir 'n missie. Kom ons lees daar, Genesis 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En ek vir jou 2 scenario's gee. Hier is 'n scenario van die tuin, die volmaakte plek waar God mens geroep het en maar hom daartoe geneem het in God se teenwoordigheid. En dan is daar nog 'n plek gewees, die plek buite God se wil. Nog 'n ander tuin waar die mens toe na sonde oorgegaan het en hulle is daar gevestig en hulle daar gebly. En dis die 2 plekke, maar ek wil gou met jou praat oor hierdie ene, hierdie tuin. Hoe lyk hierdie tuin? Ons sal sien dat dit sê daarso, toe het die Here God die mens geneem. Die Here het mens geneem. Hy was intentioneel gewees. Die Here was persoonlik betrokke gewees. Hy het nie die mens gestuur nie. Hy het hom geneem. So geneem beteken vir my, gaan saam met. Die Here kom en hy maak Adam en hy maak die mens uit grond uit. Grond verteenwoordig ons vleeslike deel, ons sondige deel. Hy maak mense uit dit uit en hy bring hom in sy teenwoordigheid in. En hy gee vir hom 'n plek in God se teenwoordigheid. En God gaan saam met die mens. Hy sê, as ek jou inbring in die plek wat ek vir jou bestem het, is jy nie alleen nie. Ek is saam met jou hierso. En wat doen die Here nog? Wat sien ons daar? Hy sê, en hy het die mens gestel. Hy het hom geplant. Die Here was doelgerig geweest, so skaak. As ek skaak speel, tel ek 'n mannetjie op en ek stel hom op 'n sekere posisie, want daar moet hy 'n sekere waarde dra. Hy moet die ander verdedig en hy moet staan teen dit wat teen hom kom. Ek posisioneer hom, ek is doelgerig, daar's 'n doel, hoekom ek hom daar sit. Die Here het die mens geneem, hy was intentioneel, hy was persoonlik betrokke, hy het saam met die mens gekom en hy het die mens geplant, doelgerig. Om wat te doen? Om dit te bewerk en te bewaak. Die mens het 'n job gehad daar. Adam moes werk, maar hy moes ook bewaak. Jy sien, daar was 'n vyand geweest, want die Satan was voor die mens daar. So dit was nie 'n plek sonder sonde nie. Sonde was teenwoordig, maar die mens het oor sonde geheers.
Jy sien, maar die vyand was daar. En is interessant, en hierdie is maar net hoe ek het sien, toe Eva met die slang gepraat het sy nie geskrik gesê, "Woe, 'n slang praat." Nee, sy het gemaklik teruggepraat. So ek dink, hulle het baie keer daai gesprekke gehad waar die vyand probeer het om te steel. So sy was redelik gemaklik gewees om te praat, want sy het hom gemaklik teruggeantwoord. Maar hy het geheers, Adam het bewaak. Daar was iets gewees, die mens moes bewerk en bewaak, maar toe gebeur iets, die eendag kom, en die mens is ongehoorsaam, en hulle val. En hulle word uit die tuin uitgesit, en ek wil vir jou lees, hoor hierson. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. Kan jy sien? Die eerste plan van God, was ons maak Adam en ons neem hom, ek neem hom saam. Maar nou toe Adam sondig, toe mens sondig, toe sê die Here, ek stuur hom. So daar's 'n verwydering van God, daar's 'n tweede plek, waar die mens na toe gaan, 'n plek sonder God, sonder die teenwoordigheid, 'n plek van sonde, waar ek gemaak is uit grond uit, gaan ek terug, en nou bewerk ek die grond. En hy sê, jy werk die grond, hy sê nie werk en bewaak nie. Hy sê net werk. Want skielik is die plek, waar ek nie hoef te bewaak nie, want ek is buite God se wil, die vyand het nie 'n probleem met my nie. En Adam is 'n plek waar hy bewerk. Maar God het 'n plan gehad, mense. God het 'n plan gehad, want hier is God se plan. Kom ek lees dit vir julle. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Vader God het 'n plan gehad. Hy het gesê, ek gaan Jesus na jou tuin toe stuur. Ek gaan hom na daai plek toe stuur, sodat daar iets in jou lewe kan gebeur. En dan gebeur twee goeters, en Pieter deel nou die dag so, ek gaan 'n bietjie van sy wysheid gebruik hierso. Die Here kom daarso in Matteus 26, lees ons, vers 37, Matteus 26 vers 37, as julle daar wil oopmaak. Die Here kom hierso, en hy sien dat daar 'n plek is waar God hom mens na toe gevat het, waar ons saam met God wandel, waar ons tuin bewerk en waar ons bewaak, sonde kom en mens word verwyder van Vader God af. En nou is ons op 'n plek sonder God waar ons werk en probeer herstel. En nou kom Vader God en hy stuur Jesus om vir ons die herstel te bring. En ons sien daarso, hy nooi Jesus in daai tuin in, mense, sodat ek en jy ontmoeting met hom kan, uit vir jou so lief, dat sy enige gebore seun stuur, sodat jy in verhouding met die Here kom, en hy nooi jou weer in daai plek van verhouding, daai plek van herstel in. En dan doen die Here nog 'n ding. Ons lees dan Matteus 6 vers 27, Jesus gaan na die tuin van Getsemane toe, en hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom. En vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Kan jy sien, Jesus gee vir hulle opdrag om te waak, maar dit is iets wat ons verloor het. Ons het ons autoriteit om te heers oor sonde verloor, opgegee in die tuin. Toe kom ons 'n plek waar ons net werk. En nou kom die Here en hy herstel ons verhouding met hom, en hy gee ons terug daai autoriteit om te heers. Maar Jesus kom daar en hulle lê in slaap. En Jesus sê asseblief, manne, waak saam met my. Die Here gaan hy bid, hy kom terug en slaap weer. En die derde keer kom hy terug, want ek en jy kan nie uit ons eie uitwaak nie. Jesus kom en hy waak namens my en jou. Die Here kom en hy hang namens my en jou aan die kruis. Die Here kom en hy betaal die prys namens jou en my. En die Here kom en hy waak namens jou en my, sodat ek en jy herstel kan word in daai posisie. Ek wil vir jou lees in Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, alle autoriteit in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Met ander woorde wat die Here sê, ek het al die autoriteit ontvang. Gaan in daai autoriteit en gaan maak disippels van alle nasies. En die Here het ons herstel aan die kruis, en hy het ons herstel en ons autoriteit teruggegee
om te heers. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Koninkryk beteken, kom van die woord basileia af, wat meen, om te heers, om jou autoriteit op te neem, om te regeer. En die Here kom en hy herstel dit vir my en jou. Hy gee dit vir ons terug, mense. En die Here wil hê, ek en jy moet in 'n missie instap. En hier is ons die ding. Toe die Here vir Adam in die tuin gesit het hy nie vir hom 'n beroep gegee, hy het vir hom 'n missie gegee. Hy het nie vir hom 'n werk gegee, hy het vir hom 'n missie gegee. Maar toe sonde kom, toe word die missie 'n werk. En die Here wil kom en hy wil dit herstel vir my en jou. Laat ons werk, ons beroep weer 'n missie word. Laat daar waar ek en jy is, dat ons dit anders kan sien. Anders kan gefokus wees. Want die Here kom en toe ons slawe was, toe kom en hy maak ons weer seuns en dogters. Deur die kruis te sterf en vir my en jou ons autoriteit terug te gee. Nou ek wil vir jou wys, en dan gaan dit lees, want ek kan nie al hierdie goed onthou nie. Ek wil vir jou wys wat die verskil tussen 'n missie en 'n beroep, 'n missie en 'n werk, sodat ek en jy, daar waar ek en jy is, anders met ander oë kan begin kyk, na dit wat die God vir ons gegee het, en dit waar hy my en jou geplaas het. Ek wil vir jou lees daarso. So 'n slaaf werk in 'n beroep vir oorlewing. 'n Seun en 'n dogter werk in 'n missie met 'n doel van 'n roeping. Daar's 'n verskil. 'n Slaaf werk in 'n job om geld te kry om te oorleef, maar 'n seun werk in 'n missie omdat God my daar geplaas het. Hy was intentioneel, hy het my daar geposisioneer, hy het my opgerig, hy was doelgerig geweest en hy het vir my 'n opdrag gegee. Ek werk vanaf 'n roeping. Want die Here het my geroep vir iets groters. So ek sien dit anders. 'n Seun en 'n dogter werk vanaf 'n plek van seun. 'n Slaaf werk vir 'n plek van seun. 'n Seun werk vanaf die vader se huis. 'n Slaaf werk vir die vader se huis. Ek dink aan die verlore seun, toe hy daar saam met die varke sit en hy kry openbaring van die Here en die Here roep hom terug en die Here wil hom herstel. Die Here wil sy autoriteit, die vader wil sy autoriteit teruggee en hy wil sy hom herstel in teenwoordigheid van die vader. Wat doen die seun? Hy is besluit, ek gaan na my pa toe gaan en vir hom sê, ek is nie meer waardig om die seun te wees nie. Ek sal 'n slaaf wees. Hoekom? Want as ek net kan werk vir my brood, as ek net kan perform, miskien dan sal ek iets kry, dan sal ek iets, wat is die woord, deserve, verdien, dan sal ek my plek verdien, maar die Here sê, nee, ek het jou geroep as 'n seun, en ek herstel jou as 'n seun, jy hoef nie te werk vir my huis nie, jy kan werk vanaf my huis, en hy gee hom sy plek terug in die vader se huis, is dit nie goed nie? Ek het 3 seuns, en hulle swat, en Tiaan swat ook daar in Potch, en as hy huis toe kom, hy hoef my nie te vra nie, hy het yskasregte, hy stap het in, maak oop en drink die koeldrank, en as ek hier aan kom is dan niks. Maar het was great, ek gee nie om nie mense, dit is fine, ek is alright daarmee, want dit is my seun, ek is bly, as hy dit geniet, jy weet, en as hulle ry, dan maak hulle tank vol, moet hulle werk daarvoor? Nee, hulle kry dit omdat my seuns is, hulle kom huis toe omdat hulle my seuns is, hulle het vryheid daar omdat hulle my seuns is, dis wat die Here wil hê, daar waar hy jou geposisioneer, daar waar hy geplant is, wees 'n seun, moenie dink soos 'n slaaf nie, wees 'n seun. Werk was voor sonde. Nee, maar het ek dit nou reg gesê. Die missie was voor sonde. Sorry. Dit was nie 'n beroep nie. Dit was 'n mission gewees, mense. Dit het na die tyd eers 'n beroep geword. Dit het na die tyd eers 'n werk geword. Dit was nie bedoel vir 'n stryd vir oorlewing nie, maar vir mens om in sy doelwit in te stap. Dit wat die Here vir jou het. Slawe werk in 'n beroep om geld te maak en probeer om waarde in dit te vind. Seuns en dogters vind hulle waarde en dan maak hulle geld uit dit uit. Daar's 'n verskil. Slawe word gehuur, seuns word gestuur.
Slawe soek 'n werk om geld te maak, seuns soek 'n missie om te floreer. Want ek wil vir jou sê, Mario, as jy dit doen wat die Here vir jou geroep het, as jy in jou sweet spot is, jy weet, as jy golf, waar is die golfers? Nee, as jy golf speel, as jy daar ping, mos daai sweet spot. As jy maar tref, dan weet jy hierdie ding is reg. Nee, nou as jy daai sweet spot kry, dis amazing om daar te wees en daar te lewe. Jou werksplek is 'n missie, totdat God jou ergens anders heen stuur. Nee, ek is nou kwaad vir my baas en nee, dit is nou, ek is nie meer lus hier en ek is nou, nee, ek gaan nou loop. Nee, het die Here jou gesê om te loop? Want die Here het jou daar gesit. Want ek onthou in die begin het jy gebid, Here, gee vir my iets, help my. En toe kom, share jou woord, die Here het deurgekom, die Here het my hierdie plek gegee, die Here het voorsien, prys die Here. Maar 'n jaar later, nee, hierdie is nie meer, dis nie, nee, en dan stap jy weg. Nee, het die Here gesê jy moet wegstap. Mense, ek vir jou sê, as jy op 'n missie is, daar's waar die Here jou geplaas het, moenie loop oor mense nie. Te veel ouens kom kerk toe, en sê nee, die Here het gesê ek moet hier wees, en dan loop hy oor mense. Nee. Sukses is nie 'n werk of posisie nie. Sukses is in jou doelwit. Is jy in jou beroep vir geld, of vir wat die Here jou voor geroep het? Beweeg van 'n beroep na 'n missie. From employment to deployment. Om te ontvang na om te gee. Om in 'n beroep te werk vir geld, lei na vrees, stres en ongelukkigheid. Om in 'n missie te werk en jou roeping uit te leef, lei na geluk. Met 'n beroep is ons afhanklik van die ekonomie, my pogings, my efforts, dit wat ons kan doen. In 'n missie is ons afhanklik van God. Want God is jou bron. Ek sê altyd, hy is jou bron, hy is jou toebehoor, jou kanaal en jou doel. Jy sien, God is die bron van alles. My werk, as jy sê, my werk is die bron van my inkomste, dan gaan jy afhanklik wees van jou werk. As jy werk verloor, gaan jy in 'n gat val. Maar as jy kan sê, my werk is net die toebehoor, net die tool wat die Here gebruik, want God is die bron. Hy is my voorsiener. My werk is die tool. Ek is die kanaal en koninkryk is die doel. En jy kan dit uitleef in jou werksplek. Mense, verander dit alles. Hoe jy kyk na jou werksplek, hoe jy optree daar, hoe jy met mense oor die weg kom, alles wat jy doen daar gaan verander, want jy is besig om anders daarna te kyk. Jy gaan dit sien as jou missie, nie 'n beroep nie. In 'n beroep kompeteer ons teen ander, in 'n missie maak ons ruimte vir ander. 'n beroep is tydelik, 'n missie het ewigheidswaarde. Alles wat ek nou doen is vir die koning en vir sy koninkryk. Jy kan 'n beroep verloor, maar jy kan nie 'n missie verloor nie. Jy is altyd geroep vir 'n missie. Jou werk is nie jou roeping nie, maar die platform vir jou roeping. Mense, daar's 'n groter prentjie daar om net geld te maak. Jy is geld maak is reg, ek sê nie is verkeerd nie, maar ek maak geld deur my roeping uit te leef. Dis hoekom ek daar is, mense. God soek nie werknemers nie. Hy soek disippels. Dis wat die Here soek, dis wat hy oprig. Hy offer nie betalings nie, maar ewige belonings. Mense, dis wat ek soek 'n pension van in die hemel. Want alles op aarde gaan verdwyn en gaan weggaan. Ek wil nie met leë hande kom nie. Ek gebruik altyd Salomo as 'n voorbeeld, dat alles gaan, die woord sê, dat silwer was soos klippe. So ryk was hy. Maar ek wil vir jou sê, vandag, daar's nie 'n sent oor van dit wat Salomo op aarde gehad nie, maar vandag leef hy met alles wat hy gesaai het in die koninkryk. En ek sê vir mense, hoe vergroot ek my aardse skatte? Nie deur te gee nie. Nou, hierdie gaan baie mense se teologie skit. Want ons is gesê, Matteus 13, saai in goeie grond en jy gaan 30, 60, 100voudig terugkry. Mense, dis nie geld nie. Dis siele.
Want as ek geld in goeie grond sit, soos die kerk, wat gebeur? Die woord van God gaan uitgaan. Hoe sal hulle glo as hulle nie hoor nie? Hoe gaan hulle hoor as iemand nie preek nie? Hoe gaan iemand preek as iemand hulle nie stuur nie? As ek geld in goeie grond sit, dan kan die woord uitgaan en wat is die gevolg van saad? Oes. Wat is 'n oes in die woord? Mense, ek gee geld sodat ek kan skatte bymekaar maak in die hemel. Prosperity preaching is, come on, iemand die is met 10.000 rand, nou, die Here wil vir jou 100.000 rand gee, nou, dis prosperity preaching. Die Here wil vir jou 30, 60, 100voudig nou teruggee in die volgende maand wat kom. Nee, man, dis nie die Here operate nie. Want vir die Here gaan dit nie oor dit nie. Vir die Here gaan dit oor my mense. My mense is in 'n plek waar hulle nie moet wees nie. My mense werk. Ek wil hulle terugsit in 'n missie, ek wil mense herstel. Dis wat die Here wil doen. Hy wil mense in die koninkryk kry. Ek gee geld sodat ek skatte in die hemel kan bymekaar maak. Maar hy sê vir ons, hoe kan ek skatte op aarde bymekaar maak? Hy sê, well done, good and faithful servant. You have been faithful in little. Who will entrust you much? Stewardship. Vir groot aardse. Ek kan nie al die Afrikaanse woorde onthou nie. Rentmeesterskap. Om getrou te wees met dit wat die Here vir jou gee. Om te budget. Om te kyk na jou geld. Waar jy moet spandeer, waar jy nie spandeer nie. Om dit te bestuur. Dit vir groot aardse skatte. Want die Here gaan vir jou gee as jy getrou is met wat hy jou gee. En dan omdat ek getrou is met wat ek doen, gee ek ook. En dis deel van om getrou te wees. En dan as ek gee, word die woord versprei. En maak ek skatte in die hemel. Daarom sê die Here in Matteus 6, ek dink vers 19. Moenie skatte op aarde bymekaar maak, maak skatte in die hemel bymekaar. Dis iets wat ek nou moet doen. En hoe doen ek dit? Deur te gee, die woord te gee, my finansies te gee. Daai goed as die Here my in 'n werksplek gesit het en ek kan nie Afrika toe gaan nie, ek kan nie, maar ek kan my geld gee. En dan het ek die saad daarop en ek het skatte in die hemel. Hy sê, maak skatte in die hemel met mekaar. Dis iets wat jy doen terwyl op aarde is. Hoe doen ek dit? Deur generous te wees. Met dit wat die Here vir my gee het. En dan bestuur ek wat God vir my gee het en hy vergroot my goed. Want hy sê, die saaier gee saad. Jy sien, die Here gee saad, die saad. Sodat ek kan saai. Sodat brood in my huis kan wees. Sodat mense kan eet en kan ontvang. En kan vol raak. Mense, die Here het ons gesit in 'n mission, nie in 'n beroep nie. As jy die Here aanneem, wil ek vir jou nou vandag sê, jy is nie meer in 'n beroep nie. Jy's in 'n missie. Die wêreld noem dit 'n beroep, maar ons noem dit 'n missie. Want die wêreld is daar vir homself, vir sy eie belange, hoeveel hy kan kry daai. Ek is daar vir God. En hoe ek hom kan verheerlik. En hoe ek sy mense kan aanraak, en ek 'n verskil vir hom kan maak. En ek's ewigheidswaarde gefokus. Daar's 'n shift, mense. Ons kan nie wees soos die wêreld nie, ons moet anders wees. Ons moet anders kyk, ons moet anders sien, ons moet anders dinge doen. 'n Beroep is tydelik, 'n mission het ewigheidswaarde. Ek offer nie betaling nie, maar ewige beloning. Josef het 'n gawe gehad om drome uit te lê. En het hom van 'n tronk na 'n paleis toe gevat. En dit het sy mission geword daar. En het 'n verskil gemaak daar. Dawid het 'n gawe gehad om by harp te speel. En het hom van die skape gevat na 'n koningspaleis toe. Daniël het die gawe van wysheid en visie gehad en hom guns gegee voor die koning. Mense, jy het iets. Die Here het jou iets gegee. Die Here het jou 'n plek gegee, die Here het jou geroep, want jy het iets. Ek wil vir jou vra, Moses, wat's in jou hande? Wat's in jou hande? Nou as jy nou net daai dan gehoor het en jy sê, Here, maar ek het niks, nee, die Here vra nie, wat's nie in jou hande nie. Hy vra, wat's in jou hande? Gooi dit neer, tel dit op in geloof en stap verby die brandende bos. Want ek wil vir jou sê, die Here het jou geroep. Die Here het 'n plek vir jou. Jy is gestuur. En die Here wil jou herstel in 'n plek in sy teenwoordigheid, vir jou autoriteit gee om te werk en te heers en jou missie uit te lewe. Kom ons bid.
Here Jesus. Nou, dankie Here. Ja, partykeer is jy so lief vir ons, maar partykeer kom praat jy 'n bietjie hard. Dankie ook vir dit, Here. Want jy is 'n Vader wat omgee. En dankie Here dat jy partykeer kom hard praat, Vader. En Here, vanoggend, Here, maak ons oë oop vir dit wat U sien, Vader. Daar waar ons in ons werksplek is, Vader. Here Jesus, U wil daar beweeg. U wil mense aanraak. U wil 'n lig wees wat skyn daar, Here. En U doen dit deur ons. Verander my oë, Here. Verander my oë, Here, dat ek kan sien wat U sien, Here. Dat ek kan lief hê soos wat U lief het. Dat ek kan gaan waar U ons lei. Here, dat ek U kan ken en U kan bekend maak. Dankie vir 'n mission. Dankie vir 'n mission, Here. Van nou af, Vader, verklaar ek dat my beroep nie 'n werksplek is nie, maar 'n mission. Totdat U sê skuif. Totdat U sê skuif, Here. Dankie Jesus. Here, ek bid sommer, Vader, kom vergroot ons grondgebied. Geef vir ons guns daar, Here Jesus. Reën op ons grondgebied, Vader. Here, kom, laat dit groei op ons grondgebied, Vader. Laat ons uitstaan, Here. Geef ons wysheid, Here, onderskeiding, insig daar waar ons is. Geef ons guns, Here, in mense se oë, Vader. Nie sodat ons verhef kan word nie, maar sodat U verheerlik kan word. Geef ons guns, Vader, maak harte oop vir die woord. Geef ons 'n boldness, Here, 'n boldness om anders te wees, Here, as die wêreld. Net deur vir U te staan. Dankie, Here. Ons prys U vir wat U vir ons gee. Dankie, Here, vir werk. Dankie vir 'n mission plek. Dankie vir U guns, dankie vir U voorsiening. Dankie, Here Jesus. Dankie vir alles wat U vir ons gee. Ons is lief vir U. Johannes 10 vers 10, ek kom om vir jou oorvloed te gee. Over and above, in abundance. Pressed in, overflow. Dankie Jesus, ons vat dit. Amen, amen.